En dan afhangende, jy weet, is partykeer jy kan byvoorbeeld 'n individu se kredietkaart details gaan koop vir $10 op 'n donker web markplek. Of as dit 'n groot maatskappy is met waardevolle kliënte-inligting, jy weet, kan jy bondels van daai inligting gaan koop vir, jy weet, enorme bedrae geld, $10,000 en plus. So ja, nee, dit. Weet jy van wetenskap? Dis atome wat skud en draai. Weet jy van wetenskap? Van sterk tot jou slim voorstel. Weet jy van wetenskap? Van selle tot die wolke boe. Weet jy van wetenskap? Let's go! Welkom terug by Weet jy van wetenskap, Harida familie. Ons gaan vandag 'n bietjie terug na die begin toe. So as julle mooi kan onthou, ons het begin met rekenaars. Vandag gaan ons terug na die digitale wêreld toe. So oom Konrad is hier om met ons te gesels. Wil oom homself voorstel aan die mense gou? Ja, sekerlik. Dankie Annie. Ja, ek is Konrad Becker, ek is 'n entrepreneur en ek is passievol nuuskierig oor tegnologie en finansies. So my agtergrond is in sagtewareontwikkeling, netwerke en sisteembestuur, kubersekuriteit en dan is ek ook baie aktief in die wêreld van finansiële beplanning en beleggings. En oom kyk nou al ons reeks vir 'n rukkie. So oom weet seker wat nou kom, die premium blonde oomblik van die episode. Wat sal oom sê is die donker web en hoe verskil dit van die gewone internet wat ons elke dag gebruik? Ja, dis 'n goeie beginvraag daarin. Kyk, as ons die breë internet kan opdeel in 3 dele of 3 laagies, dan sit hoofsaaklik die surface internet, die boonste internet wat ons almal ken. Hulle noem dit ook die surface web of die kleernet, is 'n ander naam daarvoor. En dan onder dit kry mens die deep web wat ons ook vinnig oor kan gesels. En dan heel laaste kry mens die dark web wat ons nou vandag oor in diepte kan gesels. En die groot verskil is dat met die internet, as jy byvoorbeeld 'n versoek uitstuur, is daar so min as moontlik tussenspronge of hops tussen jou versoek by jou rekenaar en die bediener of die server van die webtuiste wat jy wil besoek. Dit gee vir jou lekker vinnige internet. So hy maak so 'n paar spronge en dan kom jy by jou bestemming uit en dan kan julle nou met mekaar kommunikeer. Die teendeel van daai tipe internet is dat oral langs die pad, al hierdie tussenspronge, al hierdie hops, kan presies sien wat jou oorsprong is, waarvandaan jy kom, dat dit jou versoek is, en jou eindbestemming, waarna toe jy op pad is. So dis die gewone internet daar. So hoe die donker web verskil van dit, is dat die tegnologie anders te werk met encryption, sodat jy, as jy daai versoek instuur, dan word hy geenkrypt, en dan elke hop, elke tussensprong wat jy het met jou internetverkeer, kan elke hop net sien waarvandaan jy kom en wat die volgende hop is. So hy kan nie sien wat is jou oorsprong, jou beginpunt en wat is jou eindbestemming nie. So anonimiteit is dus dan nou die bousteen van die donker web en dis hoe dit hoofsaaklik verskil van die gewone internet. En dan terug na die gewone internet toe. As 'n mens na 'n plek soos YouTube toe gaan waar die mense na die pot gooi gaan sien, hoe presies werk die eenvoudige elkedagse internet en wat presies gebeur as ons op 'n webwerf soos YouTube.com gaan? Wel, dood eenvoudig, jy vat jou webblaaier, jou browser en jy sit jou versoek daarin, so jy kan 'n adres direk intik of by 'n soek engine 'n term insit en so. En dan basies, kyk, die internet is net 'n netwerk van rekenaars reg oor die hele wêreld wat met mekaar kommunikeer. Baie vinnig, binne etlike millisekondes. So al hierdie rekenaars praat met mekaar. So jou versoek wat jy daarso insit op jou webblaaier, gaan dan deur jou internetdiensverskaffer en dan vat hy van hierdie hops, hierdie tussenspronge, totdat hy by die bediener uitkom van die webtuiste wat jy wil besoek. En dan het julle nou 'n koneksie en julle kan kommunikeer so met mekaar deur middel van hierdie hops wat lekker vinnig plaasvind. Daar is selfs sekere tools op van hierdie bedryfstelsels soos Windows, Linux, Mac OS, waar iets wat hulle noem traceroute byvoorbeeld, waar jy presies kan sien watter hops jou internetverkeer neem om uit te kom by jou eindbestemming. So daar is selfs visuele tools wat dit vir jou uitbeeld op 'n globe van die aarde om te kan sien dit is hoe my internetverkeer beweeg. So tipies sien maar 10-11 spronge tussen jou en Google byvoorbeeld is hoe jou internetpakkies beweeg om daar uit te kom. En dan het ons oom het vroeër genoem van die deep web, die dark web en dan natuurlik die surface web. As 'n mens kyk na iets soos die deep web, wat tel as deel van die deep web? En is daar enige ander belangrike verskille tussen die drie? Ja, as mens dit so as 3 opsom, die maklikste is om die voorbeeld van 'n ysberg te vat. Jy weet, die gedeelte wat bo die water uitsteek, dit is die surface web, die gewone internet.
En dit kan deur 'n soek engine geïndeks word. Jy kan sien dit is wat daar is. Dit is die sosiale media platforms, bladsye soos Wikipedia, dis alles wat 'n soek engine by kan uitkom. So dis die deel bo die water van die ysberg. Maar dan die groter gedeelte wat onder die water is, dit is die diep web. So dit is nou waar 'n soek engine nie kan indeks en nie by kan uitkom nie. En dan heel onderaan die ysberg kry ons dan nou die donker web. En daarvoor het jy spesiale toerusting nodig en sagte ware, nie soseer toerusting nie, maar sagte ware nodig om toegang tot dit te kan kry. So wat geld vir die diep web en wat tel as die diep web is basies enigiets wat agter 'n login bladsy sit. So jy moet 'n gebruikersnaam intik en jou wagwoord en dan kan jy toegang tot dit kry. So tipies sal dit nou wees byvoorbeeld die e-pos wat jy gebruik, of dit by Gmail, Yahoo, een van daardie dienste is, jou inbox en jou sent items daarso. Dit is deel van die diep web, want jy moet inteken om dit te kan sien. Dis nie vir die publiek om te kan sien en Google om te kan indeks nie, dit is jou privaat gedaan. Dieselfde met jou internetbankrekening. So as jy op jou kommersiële bank se tuisblad land, dit is natuurlik op die surface web. Almal kan dit sien en tot waar daar kom. Dan sleutel jy jou wagwoord en jou gebruikersnaam in en dan kom jy by jou bankrekening uit. So dit is die diep web daardie. Dieselfde met die universiteit se studenteportaal. Dit is die diep web waarby jy inteken. So eintlik elke dag gebruik almal van ons die diep web sonder dat ons dit regtig agterkom. So dis 'n baie algemene ding. En al ons subskripsies is ook seker daarmee gekoppel. Ja, selfs daar's sekere goed, byvoorbeeld nuuswebwerwe. Jy weet, jare terug was al die nuus gratis geweest en deesdae is die meeste van dit agter 'n paywall. Ja. So die paar gratis artikels wat jy kan lees, hulle is op die surface web vir almal om na te kyk. Maar die betaalartikels agter die paywall, dit is op die diep web daar so. Ja. So ons is op die surface web want mense klik net op ons en dan kan hulle die video sien. YouTube episodes word so uitgesaai. Ja. En dan elke dag se internet en dan ook sosiale media, is daar dele van die internet wat ons nie gebruik nie as ons op dit gaan? Ja, kyk ons die surface web is waar ons baie van die inligting kry en dan onbewustelik gaan ons op die diep web en kry van dit. Maar ja, die donker web gedeelte is daar so wat mens nie op 'n gewone alledaagse manier toegang tot kan kry nie. So ek sê jy het spesiale sagteware vir dit nodig om daar te kan ingaan. En dan hoekom was die donker web in die eerste plek gestig? Was daar 'n spesifieke rede gewees? Ja, dis eintlik 'n interessante reis deur die geskiedenis as mens na dit gaan kyk en as ons nou ver teruggaan in Amerika in die laat 1950s en 1960s, dis toe Eisenhower nog president was van die VSA. Nou sy departement van verdediging het 'n manier gesoek om te kommunikeer, jy weet om inligting uit te ruil. En hulle het begin met ARPANET wat basies die vroeë internet was. En dit het maar gestaan vir die Advanced Research Project Agency. En hulle het ARPANET op die been gebring en hulle kon kommunikeer met mekaar en as mens nou so 'n paar dekades vorentoe vat na 1991, dis toe die kommersiële internet soos wat ons dit ken vandag wêreldwyd gelanseer is. So toe het almal nou toegang tot inligting en kommunikasie kan vrylik reg rondom die aarde beweeg. Maar toe van daar af nou kan almal kommunikeer. En die Amerikaanse intelligensiegemeenskap en dis nou al daai 3-letter agentskappe soos die FBI, die NSA, die CIA. Hulle het gesê nee, maar ons het 'n behoefte om veilig en anoniem te kan kommunikeer met mekaar. Jy weet as daar 'n agent sit in Europa of in Asië iewers en hy moet met sy hoofkantoor die agentskap daar in die VSA kommunikeer, dan wil hy dit moet veilig en anoniem wees. So daar het 'n klomp navorsers aan die werk gespring met dit en op die einde hier rondom 1995 was daar 3 mans wat by die Amerikaanse vloot, die US Navy se navorsingslaboratorium die onion routing tegnologie, soos wat die Amerikaners dit noem, onion routing tegnologie ontwikkel het. En wat dit basies gedoen het, dit is 'n spesiale manier van enkripsie van jou kommunikasie, jou internetverkeer, sodat iemand nie so maklik op dit kan inluister nie. So toe het hulle nou die eerste ding aangespreek dat hulle sê maar okay, ons kan veilig kommunikeer. Dit wat ons sê kan nie so maklik ingeluister op word nie. Maar nou die ander probleem is hulle wil anoniem wees. Ek bedoel as jy 'n spioen daarso is, jy weet mense moenie weet jy is een nie. En hierdie onion routing, die probleem wat dit geskep het is, nou het ons 'n veilige metode om te kommunikeer. Niemand weet wat ons vir mekaar sê nie. Maar bloot die feit dat ons met onion routing kommunikeer, sê mos nou jy's 'n spioen, want dis die enigste wat dit gebruik. Ja. So dit was nou in 1995 wat hulle onion routing begin gebruik het. En toe in 2002, toe besef hulle hoorie maar ons het hierdie probleem van ja, dis 'n veilige gesprek. Hulle weet nie wat ons sê nie, maar hulle weet wie praat met mekaar.
So ons moet dit anoniem kry. En toe het hulle dit oopgestel vir die hele wêreld. Hulle het dit oop bronkode gemaak, open source software, om te sê maar hierso is onion routing vir die wêreld, almal kan dit gebruik. En in die Tor projek is op die been gebring en in 2004 die Tor browser en alles, so toe kon die wye publiek dit aflaai. En toe gevolglik kon jy wegraak in die skare. So nou is dit nie net meer die intelligensiegemeenskap van Amerika wat onion routing gebruik vir kommunikasie. Nou kan dit almal reg oor die planeet wees. So daar het hulle weggeraak in die skare. So toe het hulle veilige kommunikasie wat op anonimiteit gebaseer is. So mission accomplished vir hulle. So is dit nog baie relevant vandag as dit tot soveel meer mense beskikbaar is? Ja, verseker, en hoe meer mense dit gebruik, hoe beter aan die einde van die dag. Jy weet, ons bly in 'n land, Suid-Afrika, wat ons het vryheid van spraak. Dit is natuurlik binne sekere grense. Ek bedoel, jy kan nie haatspraak en sulke dinge nie, maar ons het redelik vryheid van spraak in Suid-Afrika en vryheid van die pers en die media en so, en dit is nie 'n geval in al die lande nie. So vir sommige burgers in ander lande is dit oorlewingsmeganisme. So dis goed dat daar baie mense op dit is dat joernaliste en vletjieblassers en aktiviste en so aktief kan wees en 'n metode het om veilig en anoniem te kan kommunikeer. Dis letterlik 'n life or death situasie vir hulle. En dan om terug te gaan na Tor toe, wat presies is dit en wat maak dit anders as ander webblaaiers? Okay. Maar kom ons sê, kyk, Tor werk op die Onion netwerk. So as mens kyk, wat is onion routing? As mens nou 'n ei vat wat jy in 'n supermark kan koop. 'n Ei bestaan uit verskillende laagies uit. En dit is presies ook die konsep, die beginsel waarop onion routing werk. So jou internetverkeer, jou datapakkies word geenkript, en ek gebruik nou baie Engelse terme want dis hoe mense dit gaan teekom op die internet. Ja. So jou internetverkeer word geenkript met verskeie laagies van encryption. En dan beweeg daai internetverkeer so deur verskillende hops oor die internet om by sy eindbestemming uit te kom. En elke tussensprong, elke hop, haal net een laagie van daai encryption af. Net om te sien waar kom ek vandaan en waartoe is ek op pad. En dan stuur hy hom aan. En dieselfde gebeur by elke hop, word dan net een laagie afgeskil van hierdie ei. So die gevolg van dit is dat elke hop waarby jy land, kan net sien waarvandaan jy kom en waarna jy op pad is. Dis al. Met die gewone internet byvoorbeeld, het jy 'n IP-header op jou verkeer wat rondbeweeg. En dit wys vir jou presies waar vandaan kom jy, jou oorspronklike oorsprong, jy weet, jou rekenaar, jou laptop en jou eindbestemming. Waarna toe is jy op pad en dan vat jy jou verkeer so deur. Waar met onion routing kan elke op net met kort visie wil ek sê net sien wat was agter hom en wat lê voor hom, en dis dit. So jy beskerm die oorsprong en die eindbestemming van dit. En dan dis nou wat onion routing betref. Dan die Tor browser verskil van 'n tradisionele browser soos Chrome of Firefox of Safari of so, dat 'n tradisionele browser vat die kortste moontlike pad na die bediener van die webwerf toe. So hy vat so min as moontlik spronge dat jy lekker vinnige internet het en hy bring vir jou by die webtuiste uit en jy kan nou lekker met mekaar kommunikeer. Maar jou roete wil ek sê is oop vir almal om te sien, so daar's geen anonimiteit agter dit nie. Waar die Tor browser, hy vat dan nou jou internetverkeer, jou datapakkies en hy gee hierdie laagies van encryption vir dit. En dan werk hy ook vir jou roete uit wat hulle letterlik noem 'n circuit, wat bepaal hoe jou internetverkeer gaan beweeg deur die Tor netwerk. En daar's altyd 'n minimum van 3 spronge wat plaasvind. So met jou Tor browser, hy maak 'n koneksie met die Tor netwerk en hy encrypt jou data en alles, en dan het hy 'n entry node in die Tor netwerk in, en dan is daar altyd ten minste een relay node waar jy binne die Tor netwerk in beweeg, en dan jy exit node as jy weer by die Tor netwerk wil uitgaan. So ja, dis 'n breë trek hoe dit werk, en daar's 'n verskil tussen, jy weet, die manier hoe jy die Tor netwerk kan gebruik. Daar's 2 hoofmaniere. Die een manier sou wees dat as jy aan die Tor netwerk konnekteer met jou Tor browser en jy gaan deur die Tor netwerk om veilig en anoniem te wees, en jy verlaat die Tor netwerk om byvoorbeeld by Facebook op te eindig. So dit sal nou wees in lande waar die burgers verbied is om Facebook te gebruik. Dit word geblokkeer, dat dan glad nie toegang tot dit kry nie. Dan kan jy deur die Tor netwerk beweeg. So dis waar jy tipies nou, jy gaan in die Tor netwerk in met jou browser, jy is gekonnekteer by jou entry node, jy gaan deur relay nodes, jy gaan deur 'n exit node, en dan is jy by die gewone Facebook bladsy wat op die surface web is. So dis die een metode. Die ander metode is om webwerwe te besoek wat binne in die Tor netwerk lewe. So dan tipies selfde roete, jy vat jou Tor browser, jou webblaaier, en jy konnekteer aan die Tor netwerk, en jy werk 'n roete uit na hierdie website wat binne in die Tor netwerk lewe. En daardie webwerwe lyk anders, ook hulle adresse lyk anders. Ons ken die .com, .co.za, .org, top level domain websites.
In die Tor-netwerk is dit 'n .onion website, so sy adres eindig met .onion, so hy lyk ook sommer anderste. En jy weet op die tradisionele gewone internet, die surface web en selfs die deep web, jy weet, miskien die slotjie daarso, is wat wys, weet jy kommunikeer nou veilig met hierdie website waar jy dink jy is, of dit nou die universiteitsin is of jou soek engine sin, jy sien dat jy 'n veilige konneksie, maar bloot wat dit beteken is, jou kommunikasie met daardie webwerf is ge-encrypt, so niemand kan sien wat jy kommunikeer nie, maar vir almal langs die pad is dit baie duidelik om te sien waarvandaan jy kom en waartoe jy gaan en met wie jy kommunikeer, so daar's geen anonimiteit in dit nie. Waar veral met die webwerwe wat nou binne in die donker web in die Tor-netwerk lewe, het jy daardie anonimiteit, want elke hop kan net voor en agterom kyk, hy kan nie verder as dit sien nie. En selfs 'n webwerf wat binne in die Tor-netwerk lewe, jy ontmoet hom nie op sy bediener nie. So jou browser, as jy voor jou rekenaar sit, gaan konnekteer aan die Tor-netwerk en hy werk vir jou circuit uit met 'n paar relays en dan werk hulle 'n rendezvous point uit. En dis baie soos wanneer jy iets wil verkoop en jy wil nie die persoon by jou huis ontmoet, dis mos nou jou privaat area, jy wil in 'n publieke algemene area ontmoet. Dis dieselfde as jy 'n .onion webwerf besoek, dat jy kom ooreen op 'n rendezvous point en dis nou alles die tegnologie, die onion routing tegnologie wat dit vir jou doen. So hy werk vir jou circuit uit om by daai rendezvous point uit te kom en jy gaan met jou Tor browser tot daar beweeg en die webwerf wat jy gaan besoek gaan dieselfde, hy gaan 'n circuit uitwerk tot by die rendezvous point en daar kommunikeer julle met mekaar en ry die inligting uit en alles. So beide partye bly anoniem teenoor mekaar. So heeltemal 'n ander beginsel. So hulle is baie goed daarmee om 'n mens se identiteit en ligging te beskerm. Hoeveel van ons inligting soos ligging of identiteit is dan op die surface web beskikbaar en hoe gevaarlik is dit in vergelyking met die goed wat weggesteek is op die donker web? Ja, daar's ongelukkig is privaatheid nie regtig iets wat bestaan op die gewone surface web en selfs in mate die deep web nie. Totaal anders dis die teenpool van die donker web. Selfs die bedryfstelsel wat jy gebruik, lek sekere van jou data uit en het wat hulle noem telemetry wat ingebou is, daai phone home dienste wat sê hoorie, maar dit is wie dit is en wie dit gebruik en waar jy gaan en wat jy doen en hoe lank jy dit doen en al daai tipe goed. Daar's ongelooflik baie inligting wat daar uitlek, veral op 'n Windows bedryfstelsel. So ja, dit is ongelukkig maar die hartseer van dit, daar's nie veel privaatheid met dit nie. En dan die toerusting wat jy gebruik om die Tor-netwerk toegang tot te kry, dit hou jou redelik veilig en anoniem. Maar terselfdertyd moet jy ook sê, die toerusting wat jy moet gebruik, of die gereedskap om by die Tor-netwerk uit te kom, jy weet, op 'n tegniese vlak het jy eintlik net 'n Tor browser nodig. En jy kan dit gratis verniet aflaai op die Tor project se website. En dis vir al die bedryfstelsels daar, dis vir Windows, vir Linux, vir macOS, almal is daarso. Maar dan moet jy net verstaan dat jou bedryfstelsel lek van jou data uit en gaan maak dat jy nie anoniem is nie. So, jy weet nou, ons is eerlike mense, ons het niks onwettig wat ons wil gaan doen op die donker web nie, so ons behoort nie in die moeilikheid te kom nie. Maar jy weet, dis nie 'n baie anonieme en private manier om toegang te kry tot die Tor-netwerk nie, die donker web nie. So, die veiliger metode is om 'n bedryfstelsel te gebruik wat gebou is en gefokus is op privaatheid en anonimiteit en veiligheid. En daar's 'n hele paar van hulle, jy kan jou eie bou ook selfs, maar dis alles oop bronkode. Maar die twee algemene bekendstes wat gebruik word vir die donker web is Tails en Unix. Nou, Tails is sommer net 'n bedryfstelsel wat van 'n geheuestokkie afhardloop, 'n USB thumb drive wat jy inplug. So jy laai die Tails operating system daarop, prop hom by jou rekenaar in en dan boot jy jou rekenaar van dit af. So daardie hele bedryfstelsel lewe net in die geheue, in die memory, in die RAM van jou rekenaar. En jy doen alles op die donker web wat jy wil doen en wanneer jy jou rekenaar restart of afsit of so, dan gaan daai inligting verlore en dan sit daar. So hy's gebou vir anonimiteit. Die ander een is Unix, 'n baie bekende ene. Hy werk bietjie op 'n ander stelsel van virtuele masjiene, twee virtuele masjiene, een is 'n gateway, een is jou desktop operating system en dan konnekteer hulle so veilig en anoniem aan die donker web. So dis 'n beter metode om toegang te kry tot die donker web. En as 'n mens besluit om op die donker web te gaan, het 'n mens spesifieke toestemming nodig of enige iets wat 'n mens moet doen voor 'n mens daarop gaan? Of? Nee, gelukkig, daar's jy het geen spesiale hardeware nodig nie, jy het nie hacker skills nodig nie, jy het nie 'n geheime uitnodiging nodig nie, jy het letterlik net die tegnies gesproke die Tor browser nodig, dan kan jy opgaan. So ek liewer aanbeveel om 'n pasgemaakte bedryfstelsel soos Tails of Unix te gebruik, maar tegnies kan jy met die Tor browser alleen daarop gaan. En dan mag 'n gewone mens in die publiek op Tor rondblaai of is dit onwettig?
In die meeste lande, en dit sluit nou Suid-Afrika in, is dit heeltemal wettig om die Tor browser af te laai en op die donker web rond te beweeg. Dit is heeltemal wettig. Daar is lande waar dit onwettig is, selfs net om die Tor browser af te laai. Dit is nou tipies lande soos China, Noord-Korea, Iran, Turkmenistan, daardie tipe lande. So jy moet ook net besef dat as jy nou Suid-Afrikaanse burger is en jy reis na daardie lande, moet jy nie Tor sagte ware op jou elektroniese toestelle hê nie, dan kan jy dalk in die moeilikheid beland, en as jy in die lande is, natuurlik moenie daar probeer toegang kry tot die donker web of die sagte ware af te laai nie. Maar vir ons hier in Suid-Afrika is dit heeltemal wettig om op die donker web te gaan. Dit is nie so onheilspellend soos wat dit klink nie. Maar wat belangrik is om te onthou is, dit wat jy doen op die donker web kan onwettig wees. So dis soos om 'n motor te besit. Heeltemal wettig en alles, en jy kan die paaie ry en by die reëls hou, maar as jy 200 km/h op 'n hoofpad gaan ry of jy jaag deur rooi verkeersligte, dis onwettig, dan gaan jy in moeilikheid kom. So dis dieselfde beginsel op die donker web, moenie gaan moeilikheid soek nie. En hoe het in die verlede of dalk selfs in die toekoms nou, hoe kan joernaliste, aktiviste of self vletjieblassers van die donker web gebruik? Ja, dis van kardinale belang vir hulle. Jy weet, joernaliste byvoorbeeld, veral ondersoekende joernaliste, hulle het 'n veilige en anonieme metode nodig om met hulle bronne te kan kommunikeer. Dit sal die bronne ook vereis, anders gaan hulle nie uitkom na die joernaliste met die inligting nie. So daar's byvoorbeeld sekere dienste soos Secure Drop, dis een van hulle. Dit is 'n diens wat uitsluitlik op die Tor netwerk hardloop, en dis 'n diens waar jy dokumente kan oplaai en vir joernaliste om na te kyk. Daar's sekere van die groot nuusagentskappe, BBC News, Times, etc., wat hulle eie donker webtuistes het met hierdie Secure Drop dienste waar jy kan dokumente gaan oplaai en jy weet met hulle kan kommunikeer op 'n baie veilige anonieme metode. En die mees bekende geval natuurlik is Edward Snowden, wat ons almal van weet, wat hy het ook onder andere Secure Drop gebruik om 1,5 miljoen FSA regeringsdokumente uit te lek en vir hulle te sê, hoorie, maar kyk, wêreld, wil ek sê, die Amerikaanse regering spioneer op sy eie landsburgers. So hy het die donker web baie ekstensief gebruik. Maar interessant genoeg met Edward Snowden, jy weet, hy moes 'n sekere geloofwaardigheid saam met sy boodskap te uitbring as vletjieblaser. Hy kon nie net sê, hier's al die inligting nie, want wie gaan hom glo? So om daai geloofwaardigheid uit te bring, moes hy sê, hoorie, so in 'n video, hier is ek is Edward Snowden, hier's my gesig, my naam, my van, ek is 'n NSA kontrakteur, dit is wat aangaan hier, so wat julle nie van bewus is nie, en hy het daai vletjie geblaas. So in sy geval het hy die donker web nie gebruik om sy identiteit anoniem te hou nie, maar wel sy ligging waar hy homself bevind, want jy weet, jy kan dink sy lewe was in gedrang gewees gedurende daardie tydperke. So ja, verskillende metodes vir die donker web. En ons het nou 'n bietjie baie gesels oor hoe goeders wat ons dalk gedink het onwettig is om net te gaan op die donker web, daarom nie heeltemal onwettig is nie, maar my vraag is, hoe gevaarlik is daar gevare wat 'n mens kan kry as 'n mens op die donker web is? Ja, in 'n mate, ek wil sê, net om te gaan rondkyk op die donker web, as jy nie tegnies ervare is nie, dan kan jy maklik in 'n struik daarso trap. Byvoorbeeld as jy die Tor webblaaier browser aflaai, en by default is iets soos JavaScript nie gedisable nie. Jy weet, maar dis nou maar net 'n stukkie web technology daar. So as dit nie gedisable is nie en jy land op sekere verkeerde onion websites, kan jy infekteer met malware byvoorbeeld, sulke tipe goed. En die ander ding is, jy kan baie maklik op skokkende inhoud afkom sonder enige waarskuwing. Want kyk, 'n onion website se adres is eintlik 'n string van 56 karakters wat sommer net random is. So jy kan nie uit die adres uitlees wat daar agter skuil nie. Anders as jy na google.com of wikipedia.org gaan, dan weet jy wat jy gaan vind. So jy kan baie maklik op skokkende materiaal afkom. So ja, ek sou sê dat as jou beroep nie vereis dat jy op die donker web moet rondbeweeg nie, met ander woorde, jy is nie 'n ondersoekende joernalis nie, of jy is nie 'n sekuriteitsnavorser nie, dan dink ek moet mens liewers nie daar gaan rondkrap nie, want jy weet, daar's nie polisieering daar nie, alles is anoniem, enige iemand kan enigiets oplaai en hulle doen ook, so jy kan baie maklik op skokkende inhoud afkom. En jy weet, ek wil sê, as jy in die diepste slote gaan grawe van die ewel van die mensdom, en nog 10 keer erger as dit, dan is dit die goed waarop jy kan afkom. So ek dink nie jy gaan uitmis op iets as jy nie soontoe gaan nie. En maak baie kibermisdadigers of selfs dalk oor die algemeen misdadigers baie gebruik van die donker web? Ja, omdat die hoeksteen van die tegnologie van die donker web is anonimiteit, is dit natuurlik die perfekte speelgrond vir hulle om handel te dryf en alles. So hulle is baie aktief op die donker web, ongelukkig.
Kyk, daar is wettige goed ook wat plaasvind op die donker web, en dit is nou tipies iets soos forums waar mense net idees en gedagtes uitruil op 'n private metode. Daar is selfs sosiale media platforms op die donker web. Een van die mees algemeen is Thread, wat maar 'n afleiding is van die surface web sosiale platform met die naam Reddit. Is hulle nou net Thread, so dis dalk afgeleid dark web, Reddit, en dan is daar ook 'n storie van Silk Road met die Thread gedeelte, so dis dalk daar waarvan aan die naam ook moontlik kom. En ek selfs soos Facebook het 'n Onion website waarna jy kan gaan, hulle legitimate wettige website, so dis nie alles net sleg daarso nie. Maar ongelukkig is daar die kriminele wat daar uithang, en hulle het forums waar hulle verskeie onwettige aktiwiteite bespreek, en dan die groot trekpleister vir die donker web vir kriminele is dan nou maar die markplekke, die marketplaces wat hulle noem, en dit is amper soos die Amazon en die Takealot vir onwettige handel van dienste en goedere en so, en dit is waar die kriminele uithang, omdat jy so anoniem daar kan handel dryf, en die mees algemene ding daar is maar dwelms en verbode middels wat jy kan koop en verkoop, en kyk, dis professionele groot platformsisteme wat deur spanne bestuur word. Daarso is die verkopers het ratings, sterretjies wat wys hoe goeie diens en goeie produk lewer hy, en jy weet, so dit is jy weet, gevestigde sisteme wat daar is, wat al hierdie handel, jy weet, jy kan vuurwapens koop, daar's dienste, hacker as a service, jy weet, jy kan iemand koop, daar's data leaks wat hulle identiteitsinligting, so daar kan kredietkaartinligting wees, adresse, ID-nommers, vals geld, daar's ek wil sê amper enigiets waaraan jy kan dink, en nog erger, goed wat mens nie eens kan noem, anders skrap hulle jou YouTube kanaal van daar handel op plaas, ongelukkig. So daar's, en deur die jare, die een groot een wat meeste mense dalk al van gehoor het, is Silk Road. En Silk Road het so in 2011 is hy op die been gebring deur 'n jong ouetjie uit Amerika met die naam Ross Ulbricht, hy was in sy 20's gewees. En jy weet, hoofsaaklik ook met dwelmmiddels handel gedryf. Ek dink hy het 'n verbod gehad op wapens, jy mag nie wapens verkoop of so iets op sy platform nie. Maar in 2013 het die FBI hom in elk geval plat getrek. Maar sedertdien was hy ook, as jy die kop hier afsny, pop dat op twee ander plekke, een op, daar was Alpha Bay, was 'n ander groot een, hy is in 2015 toegemaak. Hansa was 'n ander een, Hydra was nog een, die Incognito netwerk. So daar's oralste pop hulle op so sampioene as jy die een uitgepluk het. So dit is maar die hele tyd is gespartel tussen die wetstoepassers en die kriminele, jy weet, om voor te bly. So ja. Kan 'n mens se wagwoord deur die donker web opgetel word? Ja, nee, definitief. En dis goed om van tyd tot tyd, daar's baie dienste op die surface web waar jy kan gaan kyk of jou e-posadres dalk al in 'n data breach verskyn het, in 'n data leak iewerste, en selfs jou wagwoord ook om te kyk of hy al iewers verskyn het. En dan die mees bekende een is 'n site wat deur Troy Hunter gestig is, en dit is haveibeenpwned.com. Ons kan die skakel ook vir die mense op, so dan kan jy jou e-posadres daar intik, en as jy dan nou sien jou e-posadres is in 'n sekere tydperk deur 'n sekere produkverskaffer of 'n diensverskaffer wat jy op internet gebruik het uitgelek, maak net seker dat jou wagwoord gaan verander in sekere dien. So, maar ja, nee, jou wagwoord kan definitief daarso uitlek, en dit is tipies wat gebeur op die forums en op hierdie markplekke waar dit dan verkoop word. So wat byvoorbeeld gebeur is 'n groot organisasie of 'n maatskappy of selfs 'n individu is gehack, daar's toegang gekry tot hulle netwerke, hulle inligtingstelsels, die databases, en die kuberkraker sal dan nou daai wagwoorde en gebruikersname alles saam bondel en te koop beskikbaar stel op die donker web. En dan afhangende, jy weet, is partykeer jy kan byvoorbeeld 'n individu se kredietkaart details gaan koop vir $10 op 'n donker web markplek. Of as dit 'n groot maatskappy is met waardevolle kliënteinligting, jy weet, kan jy bondels van daai inligting gaan koop vir, jy weet, enorme bedrag geld, $10,000 en plus. So ja, nee, dit ongelukkig maar 'n ander wêreld daarin. En dan is daar 'n term wat ons ook baie gehoor het. Ek weet nie of is dit ransomware of ransomware? Ja, ransomware, ek het gehoor die mooi Afrikaanse woord vir dit is wanware. Dit is seker sagte ware wat hulle wan gedra. Maar ja, ransomware is ongelukkig 'n groot ding, en ongelukkig ook is dit nie net iets wat net groot maatskappye en organisasies wêreldwyd tref nie, maar dit kan 'n individu ook tref. En ransomware is bloot sagte ware wat jou dokumente en layers encrypt, toesluit met 'n sleutel, wat dan net hierdie hacker of hackergroep dan tot toegang het, en dan eis hulle losgeld van jou om weer toegang te kry tot jou data. So as 'n groot organisasie nie rugsteenkopieë backups het van hulle data nie,
jy weet, dan moet hulle net daai losgeld betaal. En afhangende, jy weet, as dit dalk 'n individu se data is, kan hulle vir jou sê, hoor jy, ons soek $5,000 of $1,000 wat jy in bitcoins aan ons moet betaal. As dit 'n groot maatskappy is, jy weet, hulle het allerlei kriteria waarvolgens hulle werk. Hulle sal kyk wat is die omset van die maatskappy, hoe waardevol voel hulle is die inligting, is dit in hulle opinie 'n etiese maatskappy of nie, en daai tipe goed, en dan kan hulle sê, hoor jy, okay, maar jy weet, vir ons om jou inligting oop te sluit gaan $50,000 kos, of selfs groter bedrag, $100 miljoen, etc. En dis 'n groot bedryf, ek wil amper sê dis 'n ekonomie op sy eie. In 2025 is daar 1,6 miljard Amerikaanse dollar uitbetaal as losgeld. Dit prysgeld vir die hackergroepe. So dis die ouens wat wel betaal het. Jy kan dink hoeveel het hulle geëis en ouens wat nie betaal het nie. So, jy weet, en jy het te doen met kriminele, so hulle het nie dieselfde morele waardes as ons nie. So, dit kan wees dat die maatskappy betaal en dan word hulle data nie ontsluit nie. Soms gebeur dit dat hulle betaal en die data vat te lank om te ontsluit en hulle gebruik in afval hulle rigsteenkopieë. Ander keer kan die ouens net oornag met die geld verdwyn natuurlik. Jy doen nie met etiese mense dan besigheid nie, so jy moet ook besef waarvoor jy jouself inlaat. So ja, nee, dis ongelukkig, maar dis slegter. En daar selfs ransomware as a service, waar jy daai dienste van ransomware by die hackergroepe kan uitverhuur. So as jy nie die tegniese vaardighede het om self ransomware te gaan toepas op 'n organisasie nie, dan help hulle jou. Hulle huur daardie dienste uit ook vir jou. So, heerlike situasies. Wat se loopbane is daar buite as dit kom by kubermisdaad, speurder wees of dalk selfs net 'n geïnteresseerd wees in hierdie digitale wêreld? Ja, daar's nogal baie wat direk by dit betrokke is of indirek. Jy weet, direk is daar mense soos wat threat intelligence doen. Jy weet, dis ouens wat in 'n maatskappy sou werk en dan kyk is daar aanvalle op die netwerk van buite af en alles. Daar's digitale forensiese ondersoekers wat nou as daar so kubermisdaad plaasgevind het, dan gaan stel hulle ondersoek in, hulle soek die bewyse, kyk wie is die skuldige partye, hoe dit plaasgevind, sodat hulle bewyse kan insamel, hof toe kan vat en hopelik iemand kan skuldig bevind en dan 'n vonnisoplegging kan kry. Daar's byvoorbeeld incident response spanne en dit sal nou tipies wees as daar 'n klein maatskappy is wat nie hulle eie IT-span het om hierdie tipe goed te ondersoek of jy weet, tipies nou groot maatskappye is daar 'n SOC analyst wat julle span, jy weet wat is dit, en dit staan maar vir Security Operations Center analiste wat dan binne in die maatskappy sit en van binne af die netwerke beskerm en dophou en kyk dat alles veilig loop soos wat dit moet. Maar as jy nou nie so 'n SOC span het nie, of 'n Security Operations Center het nie, dan tipies, jy weet, as 'n kleiner maatskappy gehack is, dan kom 'n incident response span en hulle kom blus die brand. Hulle kom kyk wat het gebeur, hoe het hulle ingekom, wat is die blast radius, watter data het hulle geëxfiltreer van jou en jou kliënte uit die maatskappy uit en hoe gaan ons so toeplak dat dit nie weer gebeur nie, sulke tipe goed. So daar's baie loopbane rondom dit en dan selfs indirekte loopbane, mense wat regte studeer het, wat kan help met om die beleid op te stel, nasionale beleid van 'n land om die kubermisdaadwette te verskerp, wat internasionaal kan saamwerk tussen lande om daai internasionale samewerking te kry, want jy kan nou dink met die Tor-netwerk, jy weet, dis al hierdie hops wat jy so vat, dis reg oor die hele wêreld. So jy soek daai samewerking van al hierdie wetstoepassers uit al hierdie verskillende lande om saam te werk om die kriminele vas te trek. So baie loopbane wat uit dit uit kan vloei. En wat se vakke sal voordelig wees om op skool te vat as dit kom by om so 'n loopbaan dalk langtermyn te... Ja, kyk, wiskunde gaan baie help en as jou skool dit aanbied, rekenaarwetenskap ook. Maar mense moet ook onthou, dis nie die enigste pad na so iets nie. Ek dink baie meer belangrik is om jouself vaardighede aan te leer of dalk het jy natuurlike talent vind met sulke vaardighede, jy weet, goed soos probleemoplossing en logiese denke en sommer net om 'n belangstelling te toon in sulke tipe stelsels en hoe dit werk, gaan jou baie ver pad kom. 'n Klomp mense wat in die kubersekuriteit arena werk, het geen formele opleiding met dit gehad nie. Hulle het self, jy weet, kursusse gedoen, sertifikate gekry, ondersoek gaan instel, gaan kyk hoe dinge werk. Daar's soveel hulpbronne daar buite. Daar's byvoorbeeld Hack the Box, opleidingsmateriale waar jy soos in 'n laboratoriumomgewing met jou rekenaar by die huis kan eksperimenteer hoe om by 'n stelsel in te breek en vulnerabilities te soek, sulke tipe goed. Daar's Capture the Flag kompetisies waar jy as 'n individu of 'n span kan deelneem om binne 'n sekere tydperk of heel eerste 'n sekere kode te kan ontsyfer of so iets. So daar's baie maniere, maar die vakke, ja, wiskunde en rekenaarwetenskap kan help. Maar soos ek sê, dis definitief nie die enigste metode nie. En as dit kom by 'n woord soos hacker, het sulke woord altyd 'n negatiewe konnotasie en moet 'n mens altyd sulke tipe vaardighede hê om...
Nee, jy hoef definitief nie 'n hacker te wees om in kubersekuriteit te kan Ja. werk nie. So ek sê daar's selfs prokureurs wat in daardie veld werk, regsgeleerdes wat help met die beleid rondom van 'n maatskappy se policies en so. So die hackers is 'n gedeelte van so 'n kubersekuriteitsspan. Dis nou as ons van die goeie kant praat. Kyk, hackers praat hulle altyd van die white hat en die black hat en die grey hat tussenin. Jy weet die white hat is die etiese hacker wat op die regte manier stelsels probeer beveilig en die black hat is die uiterste krimineel wat net kwaad wil doen en die grys ou sit hier in die middel op die draad. Maar jy weet eintlik is hulle almal deel van die pen testing team. Dis die penetrasie toets span, wil ek sê penetration testing wat hulle doen. Tipies daar kry mens dan 'n rooi span en 'n blou span. Jy weet die rooi span is die span wat aanval. Almal is white hat hackers, maar die rooi span sal aanval en by die maatskappy se stelsels probeer inbreek en die blou span sal daar sit en wag en hulle probeer jy weet keer of jy weet en agterkom wanneer hulle inbreek en so. So ja, die hackers is maar deel van daardie penetration testing team. So dis 'n belangrike deel, maar dis definitief nie die enigste speler in die span nie. Ja. En dan enige raad vir mense hoe hulle sekuriteit kan beskerm, of dit nou 'n wagwoord is, e-posadres? Ja, daai is 'n baie goeie praktiese vraag want tegnologie is in ons lewe. Ons gebruik dit elke dag, ons is afhanklik van dit, so ons moet dit probeer veilig hou. So as dit kom by kubermisdaad en veral om jou identiteit te beskerm, dan sou so 6 goed wat mens kan uitlig en wat mense 'n lys van kan maak en van neerskryf, maar die nommer 1 ding is dat jy unieke wagwoorde moet gebruik op elke rekening wat jy het. So geen paswoord moet dieselfde wees nie en dis waarom die meeste van ons skuldig is, want dan sê ons soos mense, ons gaan vergeet, ek moet dieselfde ding gebruik wat ek jy weet altyd gebruik, anders dan gaan ek hom vergeet. Jy hoef nie 'n paswoord te gebruik nie, jy kan 'n pasfrase gebruik, maak dit 'n sin. Ek hou van stap in die veld met my hond en sit 'n paar syfers by en 'n uitroepteken of iets, dan al klaar het jy 'n baie veilige wagwoord, maar hy moet uniek wees. Want anders vind ons plaas dat credentials stuffing is baie algemeen en dit is bloot wanneer jou paswoord uitgelek het daar op die donker web en jy daai selfde paswoord gebruik vir jou e-pos en jou internet bankdienste en jou universiteitsportaal en alles, dan gebruik ons credential stuffing. Ons weet hierdie paswoord kom dalk van LinkedIn af, maar ons gaan hom by al jou e-posse probeer en al die rekening wat jy het. So weet dis die gevaar van 'n unieke paswoord. So gebruik 'n wagwoordbestuurder, 'n password manager. Daar's gratis, daar's betaalopsies. Hulle het oulike funksies soos waar in 'n noodgeval 'n familielid toegang kan kry tot 'n paswoord, 'n ATM-pin of wat ook al. So daar's regtig oulike sagteware met dit. So dis die nommer 1 ding, is gebruik 'n unieke paswoord op elke rekening wat jy het. En dan hand aan hand by punt 2 is MFA en 2FA. Nou dis ook seker al terme wat julle gehoor het en dit staan maar vir multi-factor authentication en two-factor authentication. En dit is waar jy nou inteken op 'n bladsy op die diep web. Jy sit jou gebruikersnaam in jou wagwoord en dan vra hy ons daai tweede kode wat opkom wat jy dan met jou authenticator app dan sê right hier is die kode en ek tik hom in en daar gaan ek hom in dan kom jy in jou rekening in. En deur dit alleen aan te skakel maak dit vir 'n kuberkraker baie moeiliker om in te kom op jou rekening. Hy gaan net aanbeweeg na die volgende slagoffer toe. So dis die tweede punt. En dan die derde punt is rondom skakels wat jy ontvang, of dit per e-pos, per SMS, per WhatsApp is. Jy weet dit nie sleutel daarom vooruit te kyk is, daar's altyd dringendheid. Jy weet jy kry 'n SMS wat sê as jy nie op hierdie skakel klik nie, gaan jou bankrekening binne 8 ure gevries word. Of en baie keer is dit toevallig as jy 'n pakkie bestel het, dan kry jy van die koerier 'n boodskap wat sê jy weet R18 invoerbelasting wat betaal moet word, klik op hierdie skakel. So want anders stuur hulle die pakkie terug Europa toe. Hulle skep altyd daai dringendheid met 'n skakel. So wees maar verdag rondom enigiets wat jy moet nooit op so 'n skakel klik nie. As jy 'n pakkie verwag van die koerier, gaan na die koerier se webwerf toe, maak seker jy's op hulle webwerf regte adres met die slotjie en alles. Tik jou tracking nommer daarso in en kyk waar is jou pakkie, is dit werklik die geval, moet nooit op daai skakel klik nie. So dis die derde ding en dan die vierde ding is om jou elektroniese toestelle se sagteware op datum te hou, jou selfoon, jou tablet, jou laptop, want dit stop verskriklik baie van hierdie gaatjies toe. Ons praat altyd van CVE's, dit staan vir Common Vulnerabilities and Exploits. Jy weet, gate in sagteware wat geëxploit word deur kuberkrakers. So as jy dit net op datum hou, gaan jy klomp van daardie gate toestop al klaar. En dan die vyfde ding is eintlik meer rondom sosiale media platforms. Dat mense moet baie versigtig dink oor watter inligting hulle daar buite sit. Jy weet mense plaas likes en dislikes en jou politiese affiliasie, jou huisadres, jou troeteldiere se name, geboortedatums, jy weet mense, pleister sommer al hulle vakansiefoto's daar terwyl hulle nog op vakansie is.
En dan is dit baie maklik om so, noem dit maar 'n identiteit van 'n persoon op te stel, om sê wie hulle is, wat hulle is en baie inligting van hulle in te samel. So op die donker web noem hulle dit fools. F-E-L-L-Z. Jy weet, dis as jy 'n volledige identiteit van 'n persoon kan koop en dis partykeer goedkoop, $150. Maar dan kry jy alles, jy kry afskrif van sy ID, jy kry sy adresse, vorige adresse, waar hy werk, bankstate, noem dit, en jy kry omtrent al daardie inligting daar, jy kan daai hele persone inneem van daai persoon. So en veral met kinders en so minderjariges, wees maar versigtig oor die inligting wat jy en die foto's wat jy waar plaas. Stuur dit maar direk aan 'n familielid, maar mens moet dalk nie alles so op sosiale media sit nie. So dis die 5 ding. En dan die laaste ding om jouself veilig te hou teen dit is eintlik as jy nou rondbeweeg buite jou huis. Jy kom by 'n koffiewinkel of 'n plek met openbare Wi-Fi hotspot. As jy iewers by hotspot kom, dan slaat nie eens 'n paswoord op hom. Jy moet nie eers aan hom konnekteer nie. Dis net 'n no-go. Dit is moeilikheid soek daarin. Maar selfs in 'n koffiewinkel waar jy voel nie maar ek weet dit is hierdie koffiewinkel se Wi-Fi. Daar's maar sekere risiko's aan betrokke, so dit sal jou goed baat om byvoorbeeld 'n VPN te gebruik, 'n virtuele private netwerk. Met maar net 'n stukkie sagteware wat jy hardloop op jou laptop, op jou selfoon, en hy maak maar net 'n ekstra tonneltjie van encryption met jou internetverkeer, sodat iemand anders nie so maklik kan inluister op die internetbanking wat jy doen of e-posse wat jy stuur of so nie. Want daar's maar verskeie tegnieke wat mens kan gebruik om jouself voor te doen as die koffiewinkel so hotspot en dan letterlik al die inligting te steel wat deur daai hotspot dan beweeg. En is daar 'n fout wat die mees algemeenste, wat die grootste oorsake vir al die hacking is gewoonlik? Ja, baie van dit kom neer, maar op die twee goed is, en die een ding is, daar's nie unieke wagwoorde nie. Iemand gebruik 'n paswoord all over the place. Dit is maar die grootste fout wat die meeste van ons maak. En dan die tweede een wat hand aan hand met dit loop is die skakels wat mense opklik, want jy weet, ons is mense ons is geneig om mense te vertrou. Ek is 'n eerlike persoon, so jy moet mos 'n eerlike persoon wees, totdat jy nou vir my iets anders bewys. Maar so nou ontvang jy 'n skakel van iemand wat jy moontlik sy naam ken. Jy weet, maar jy maak net nie seker is dit werklik hulle telefoonnommer is, net dis hulle naam, en ja, jy klik sommer net op die skakel, maar jy weet, kyk net eers bietjie mooi die gedrag, is dit normaal vir 'n persoon om vir my so 'n skakel te stuur? Wat is die skakel? Waar gaan dit? Verwag ek so skakel? So wees maar so 'n bietjie skepties en moenie net op die skakel klik nie, want dit is die gemiddelde ou op straat word uitgevang met dit net op 'n skakel wat hulle geklik het en binne sekondes met jy 'n strukhuis getrap en daar's geld by die deur uit. Of jy kry daai oproep van daai mense wat... Ja, en weer eens altyd ook met dringendheid, né? Die oproep is van die forensiese afdeling van jou bank en jy moet nou reageer en jy moet nou vir ons die one-time pin gee, anders te gaan die wêreld eindig. Kan 'n mens dan op 'n veilige manier sê, as iets dringend is dit okay om dit nie dadelik te vertrou nie, want ek dink meeste plekke soos 'n koerier sal nie met sulke groot dringendheid na jou toe kom en sê jy moet nou jou belasting dadelik betaal nie. Ja, nee, mens moet maar weet, dit is 'n slenter daarin, dat as daar dringendheid is, dit sal nie die eerste kommunikasie wees nie, veral nie met 'n WhatsApp of 'n SMS wat inkom nie. Jy weet, mense sal amptelike kommunikasie aan jou stuur per e-pos, maar hulle sal nie met soveel dringendheid kom. Ja, of deur die app self, as 'n mens nou seker by Amazon of Temu of Shein. Ja, log in by die webtuiste wat jy weet dit is hy, en dan weet jy is op die regte plek. Hoe belangrik is dit om mense op te lei in hierdie goed? Hoe gereeld gebeur sulke goeders? Is dit baie algemeen dat 'n mens gehack word? Ja, dit is ongelukkig baie algemeen. Ons sien dit by baie kliënte dat dit gebeur het. Mense kan my net advies gee, so ek sê daardie 6 punte wat ons uitgewys het waarop jy weet baie bewus moet wees. Jy weet, nie almal stel soveel in tegnologie belang dat hulle nou die hele tyd hulle self wil oplei in dit, maar ek dink mens moet maar net bewus wees, omdat tegnologie oral in jou lewe is, moet jy bewus wees van die slenters wat daar buite is. En veral in die era van kunsmatige intelligensie wat ons nou in lewe, is dit soveel makliker om met hierdie foefies en slenters vorendag te kom. Jy weet, hulle kan in 'n land soos Indië of in Nigerië sit en Afrikaans is nie hulle eerste taal nie, maar hulle kan 'n Afrikaanse e-pos vir jou stuur wat perfek bewoord is en baie legit lyk. En dan trap jy in die slaghuister daar so ja, mens moet maar baie skepties wees. En Hollywood, as hulle nou sulke goed uitbeeld soos die donker web en al daai goed, hoe akkuraat is dit? Ja, kyk, Hollywood kan lekker spek skiet vir sensasie. So, jy weet, die fliek sal altyd begin met die hacker wat daar in 'n donker kamer sit en hy het sy hoodie so bo op sy kop. Hy sit so vorentoe en is al hierdie baie skerms voor hom en dit het groen teks op wat so op sy gesig reflekteer. En dan tik hy so vinnig op die keyboard, jy weet, partykeer sommer meer as een sleutelbord. En dan is dit altyd daai berigte woorde van I'm in.
Nou dis tipies Hollywood daardie dat jy so binne sekondes en I'm in. So nee, daar dis maar sensasie en jy weet die storie wat hulle skep, maar dis nie die realiteit nie. Wat hulle wel soms akkuraat kry is dat dit baie spanningsvol is. Jy weet dit is stresvol om by 'n stelsel in te breek en nie betrap te word nie. So daai kry hulle raak. En dan natuurlik ook dat baie van hierdie kubermisdade begin met iets eenvoudig soos 'n bedrieglike e-pos wat uitgestuur is, of wat hulle in Engels noem social engineering, sosiale manipulasie van iemand, jy weet 'n werknemer by 'n groot organisasie waar jy jouself voordoen as iemand in die IT-span of 'n kontrakteur of wat ook al, en hulle gee vir jou sekere inligting en jy kry so op so 'n manier toegang tot die stelsel wat jy dan lateraal kan begin beweeg in. So daardie kry hulle redelik akkuraat. En deur die jare was daar al sekere flieks gewees wat sekere gedeeltes van kubersekuriteit of kubermisdade baie akkuraat uitgebeeld het. Daar was byvoorbeeld in 2021 was daar 'n fliek gewees oor Silk Road, daardie marketplace van 2011 van Ross Ulbricht. Was 'n tipe van 'n dokumentêr gewees waar hulle gesê het, jy weet, dit is hoe Silk Road op die been gebring is en dit is wat hy gedoen het en hoe die gebeure plaasgevind het en éventueel hoe wetstoepassers hom gevang het. So die storielyn wat daardeur beweeg is redelik akkuraat. Daar is Hollywood dele daarin, maar daardie gedeelte het hulle redelik akkuraat gekry. In 2006 was daar 'n fliek van Harrison Ford gewees, een van my gunsteling akteurs, Firewall was sy naam. En die tegniese tonele was maar Hollywood spekskiet gewees. Dit was nou nie so akkuraat nie, maar wat hulle wel baie akkuraat gekry het is die gedagte rondom identiteitsdiefstal. Dit is baie akkuraat daar uitgebeeld, veral vir daardie tydperk. En dan natuurlik die uiteindelike beste kultusfliek van kubersekuriteit is Hackers, wat in 1995 uitgekom het. So dis nou uit 'n heel ander generasie uit. En die akteur daarin was Johnny Lee Miller en selfs Angelina Jolie, so baie jong dame nog, het daarin gespeel en hulle die leefstyl en die vibe van die hackergemeenskap gedurende daardie tydperk baie goed uitgebeeld. Weerens die tegniese tonele was maar nie net spekskiet nie, dit was gooi die vark by die venster uit, onakkuraat gewees, maar dit het 'n lekker aangrypende storie gemaak. So dit was 'n interessante een gewees. En dan vreemd genoeg party flieks soos Jurassic Park kry soms sekere tegniese dele reg. Daar's in een van die Jurassic Park flieks, een van die eerstes as ek reg onthou, is daar sekere tonele waar die jong meisietjie op 'n Unix-sisteem rekenaar werk, met so 'n 3-dimensionele file explorer, en dit is hoe dit regtig gelyk het. Dit is iets waarmee hulle geëksperimenteer het op daardie spesifieke Unix-sisteem. So daar het hulle die spyker op die kop geslaan in 'n fliek oor dinosourusse. Ja. Okay, voor ons met die pretvraag aangaan, het ek 'n belangrike vraag vir oom wat oom vir die kykers moet sê. Hoekom is dit so belangrik vir hulle om te subscribe op ons kanaal? Waar anders gaan julle sulke oulike inligting in Afrikaans kry oor al hierdie verskillende onderwerpe? Ek kyk al aan mense video's, of dit 'n onderwerp is waarin ek werk of nie, dit is my verskriklik interessant. So asseblief teken in. En asseblief, ons hack julle regtig nie as julle op die subscribe knoppie druk nie. Ek het al mense gehoor wat gesê het 'n mens raak gehack as 'n mens op subscribe vir goeders klik. Nee, jy gaan blote kennisgewing kry dat daar nuwe interessante video's gepubliseer is. Okay, so oom, die tinfolie hoed. Daar sê ek wou nog altyd silwer hare op my kop gevoel het. Ja. So, wat is die interessantste mite wat oom nog ooit oor die donker web gehoor het? Sjoe, ja, dis 'n interessante een. As ek een moet uitlig, dan dink ek sal dit wees red rooms, rooi kamers. En dit is so 'n stedelike legende rondom hierdie red rooms, dat dit 'n kamer is waar jy 'n lewendige misdaad kan aanskou teen betaling. Dit kan iets minder ernstig wees, soos sê net maar aanranding, verskriklike dinge teen 'n sekere fooi, of iets soos 'n sluipmoord teen 'n nog groter fooi en alles. Nou daar's geen tegniese konkrete bewys al ooit vir so iets gewees dat dit al ooit bestaan het of gedoen het nie. Maar dit was 'n, jy weet, dit maak vir 'n interessante vreemde storie dat daar, jy weet, mense is wat gesmag het na so iets. So die red rooms was dit gewees. Maar as jy kyk op 'n tegniese vlak, die donker web, omdat jy met soveel tussenpunte rondbeweeg, is iets soos video streaming tegnies nie baie realisties uitvoerbaar nie, en veral nie as jy groot gehoor het wat wil kyk na iets nie. So die kans dat so iets in afval kan geïmplementeer word is bitter skraal. En die ironie natuurlik op so iets is dat die gemiddelde onnoosele krimineel, selfs op die surface web, jy weet, partykeer hulle misdade uitsaai. Jy weet, daar's al ouetjies gevang en toegesluit want hulle, jy weet, terwyl hulle besig is om vandalisme te pleeg, dit op YouTube en op Facebook gestream in real time. So ja, nee, dit
Daai is net 'n mite van die Red Rooms. Okay, dankie tog. Dit is enige ander konspirasie wat oom met ons wil deel. Ja, ek dink die enigste ander samesweringsteorie wat daar is rondom die donker web is dalk 'n term wat jy al gehoor het, is Mariana's Web. Nog nie. Ja, dit is gebaseer op Mariana's Trench, wat daar in die Stille Oseaan, noord van Australië, is dit die diepste gedeelte van die oseaan. Dis amper 11 km diep. So dis nou die diep stuk donker gedeelte. Maar dis baie diep. Ek plaas jy kyk die hoogste berg op aarde, Mount Everest, is so amper 9 km hoog. So as jy nou Mount Everest sou omdop onder die see in, dan is dit nog 2 km dieper. So dan het die teorie daar ontstaan dat ons kry nou hier so die ysberg met die surface web hierbo, sy groot lyfie onder wat die diep web is, en ons kry die donker web hier heel onder wat 'n verborgde deel van hierdie diep web is, en dan sal nou Mariana's Web hier onder wat nou die diepste donker web is. En weer eens, daar's nog nooit enige tegniese bewyse vir dit gewees nie. Dis net 'n teorie daarso. Dit sal ook nie regtig sin maak om so iets daar te stig nie, vir watter rede sou dit wees. Jy weet die donker web alleen het al klaar sy forums, en daar's baie eksklusiewe en elite forums wat jy nie net tot lidmaatskap kan kry nie. So daar is klaar elite gemeenskappe daarso wat, jy weet, om lidmaatskap te kry moet jy sekere take met bewyse lewer aan hulle, take doen en bewyse lewer om toegang te kan kry tot hulle. So ja, dit is die enigste ander mite of teorie wat daar is. Yes, baie dankie vir al oom se tyd. Hier was so lekker Dankie vir jou. gewees. Dit was baie lekker. Weet jy